Goeiemôre. Ons kuier vanmôre rondom Triniteit Sondag saam. Ons vier vanmôre die werking van die Heilige Gees, die werking van Seun en die werking van Vader as drie eenheid. En hierdie is een van die moeilikste preke wat mense elke jaar doen, maar dit is tog belangrik dat mense daaraan dink. Want as mens mooi gaan dink, iemand het op 'n stadium 'n vreeslike mooi gesegde gehad om te sê, as jy die Heilige Gees, as jy die werking van die drie eenheid nie verstaan nie, verloor jy jou siel, en as jy dit probeer verstaan, dan verloor jy jou kop. Want dis te groot om te verstaan. En ons gaan vanmôre 'n bietjie saam kuier, en die rede, as mens net kan dink hoe groot hierdie onderwerp is, en hoe moeilik die onderwerp is om te verstaan, dan moet mens miskien mekaar net self herinner, dat vandat Petrus die kerk in Rome gestig het, wat op daai stadium die grootste kerk was, die Rooms-Katolieke kerk, en hoe dat die Rooms-Katolieke kerk en die ortodokse kerke van mekaar geskei het, al hierdie skerings in die kerk het gekom as gevolg van die manier waarop die drie eenheid beskou is, en hulle het so van mekaar verskil dat kerk geskeer het. Al die kerkskerings tot en met vandag is gebaseer in sy wese op die manier hoe dat elkeen die werking van die drie eenheid probeer verstaan, dit net gedeeltelik verstaan, en dan van ander ouens afskei, omdat hulle dit nie op dieselfde manier verstaan nie. En daarom vanmôre, kom ons word oomblik rustig, en ons vra vir Vader dat hy vir ons die onderwerp sal seën. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie swaar onderwerp op die tafel kan sit. Die gevaar is dat dit vanmôre 'n sterk akademiese onderhoud gaan wees, of 'n gesprek gaan wees, of 'n Bybelse uitleg gaan wees. Maar Vader, ek wil vra dat U vir ons die genade sal gee, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap met die Heilige Gees. Dankie dat ons dit kan vra. Amen. So, as 'n mens net vir 'n oomblik gaan kyk, kom ons gaan kyk net na die geskiedenis, en ons kyk hoe goed gebeur het. So die geskiedenis was, dat die apostelskerke begin het, in die Nuwe Testamentêre tyd, het elkeen op sy eie manier kerk begin, maar daar was nie 'n vaste formaat nie, dit was maar eintlik bietjie 'n tipe van, nie chaos nie, maar die kerk het niks saam gedoen, op dieselfde manier gedoen nie. En as gevolg van die feit dat daar nie 'n formaat was nie, het die kerkleiers by mekaar gekom en gesê, maar ons wil regtig 'n formaat by mekaar sit. En in die kerkterminologie praat ons van liturgie, die orde van goed, omdat ons soveel respek vir God Vader het, en vir Jesus Christus, en vir die Heilige Gees, het hulle gesê, maar ons moet kerk op 'n spesifieke, ordelike manier doen, soos wat die Ou Testament, wanneer hulle 'n offer voor die Here gebring het, en op 'n ordelike manier gedoen het. En dis waar die orde in die kerk ontstaan het, of die kerkliturgie. En die eerste groot ding wat gevestig is, dat ons orde geskep het, uit bietjie van chaos van kerkwees, van elke ou doen 'n ding op sy eie manier. Dit was die hoogkerklike liturgie, wat ons vandag by die Rooms-Katolieke kerk, en by die Anglikaanse kerk, en by die ortodokse kerke kry, al die ortodokse kerke. En dis 'n formaat van erediens, dis 'n formaat wat baie formeel is, wat baie vasgelees in sy struktuur, en dis 'n manier, dis spesifieke maniere waarop goed gedoen word, van die drie kerke, van die ortodokse kerke, en die Rooms-Katolieke kerke. En toe gebeur daar, die tweede groot gebeurtenis in die kerk, en dit was die woordkragtige reformatie, waar Luther en later Calvin by die punt gekom het om te sê, maar die kerk doen alles so binne 'n vorm, dat die verhouding met Jesus Christus verlore gegaan het. Die verhouding met wat die woord sê, nie die interpretasie uit die Latyn uit, of die Grieks uit, van wat die priester sê van vooraf nie, maar wat die woord werklik sê. En die reformatie was om die woord te vertaal, sodat elke mens dit kon lees en kon verstaan. En hierdie woordkragtige reformatie, dis die Luteraanse kerke en al die gereformeerde kerke. En toe daar 'n derde groot ontwikkeling ontstaan, en dit was die ontstaan van die Pentakostalistiese kerke rondom die 1900, en later van tyd die charismatiese kerke wat rondom 1960, 50, 60 ontstaan het.
En hierdie was 'n ervaringskragtige kerke, om te sê, maar die liturgie-agtige kerke wat so gefokus was op die manier wat ons dit doen, dat die woord verlore gegaan het, dat die tradisie die belangrikste gebly het, was die reaksie, die woordkragtige kerk om te sê, maar wat sê die woord? En dit het later ontstaan in 'n ervaringskragtige kerk, want die ouens gesê, maar julle raak so akademies betrokke by die woord, dat dit moeilik raak om dit te interpreteer. En dis waar al die kerke vandaan kom. As ons gaan kyk van die begin van kerke wat geskeer het, tot vandag toe, al die Christelike kerke, val in hierdie drie kategorieë. Die vraag is, hoekom verskil ons van die Heilige Gees of mekaar? Want iemand het eendag gesê, ons NG Kerk, of ons gereformeerde kerke, hy het in Engels gepraat, hy het gesê, hy sê, you guys look at the Holy Trinity as the Holy Father, the Holy Son and the Holy Bible. En dit het my nogal aangeraak, want dit is baie keer nogal so, omdat ons in die gereformeerde kerke min aandag in die geskiedenis gegee het vir die werk van die Heilige Gees, in so 'n mate dat ons dit eintlik ontken het in die jare 50, 60, 70s in weerstand met die charismatiese kerke of die pentakostalistiese kerke wat ontstaan het. En ons het die probleem, en dit klink onseker, maar ek is baie versigtig hieroor. Ons het die gedagte dat die charismatiese ouens, die happy clappies, hulle is net daar vir die gevoel. Hulle gee nie vreeslik om vir die waarheid van die woord nie. En ons kan met mekaar lank gesprek hê. Dis nie waar vanmôre gaan nie. Vanmôre gaan nie hoe ons vir mekaar verskil nie. Die vraag is, hoekom ons vir mekaar verskil? En as mens met die ouer generasies in die kerke praat, hulle het groot geword, gereformeerde kerke met 'n sterk gereformeerde tradisie, waar die fokus baie op God van die Ou Testament geval het, die skepper God, die God van dissipline, die God wat straf, die God wat nie sonde duld nie, die Ou Testamentiese God wat met banvloek tref en stede verwoes en heidene uitwis. En daarom is baie mense se fokus op die drie-eenheid, hierdie fokus op God die Vader, want dit word gesien, God is eintlik die hoofgod, want hy het geskep, en Jesus Christus is ondergeskik aan God, want hy is later gebore uit God uit, en dan die Heilige Gees het nog later gekom, so hy is die jongste seun, en die drie van hulle het nie gelyke status nie. En dis net eenvoudig nie waarheid nie. Vir 'n jonger generasie het dit moeilik geword, want hulle het meer op Jesus Christus gefokus, omdat, ons sê altyd in kinderbediening, as jy oor God die Vader praat, maar jy weet, dat klein kindertjies, laerskoolkindertjies, dink aan God in die vaderrol, soos wat hulle oor hulle eie pa dink. En as hulle 'n slegte verhouding met hulle pa het, of pappa en mamma is geskei, toe hulle jonk was en papa's uit die huis uit, en papa's se nuwe vrou is nie regtig, dis nie lekker by papa's huis nie, want die nuwe vrou is nie lekker nie, het hulle baie gestremde verhouding met God die Vader. En is dit baie makliker om 'n gemaklike verhouding met Jesus Christus te hê, ook bietjie wan geïnterpreteer, want Kersfees is so lekker, ons kuier so lekker saam, ons gee vir mekaar persentjies, jy weet, Jesus is liefde, Jesus gee dit om vir ons, en meer gefokus op Jesus, en die probleem is, dat hulle nie na God die Vader kyk in die rigting, of in die volheid van sy bestaan nie, ook nie na die Heilige Gees in die volheid van sy bestaan nie. En dan natuurlik is daar mense wat tot 'n nuwe bekering kom, en geloof baie sterk gebaseer is op wat hulle voel, en wat die Heilige Gees deur hulle doen, die charisma van die Gees, die gawes van die Gees. So die groot vraag is, hoekom verstaan ons hierdie sommetjie so verskillend? Want die probleem is, dwars deur die geskiedenis tot vandag toe, kyk ons na die drie-eenheid, en ons kyk na wat Vader doen, en dan probeer ons dit interpreteer wie God die Vader is, op grond van sy handelinge, wat Jesus Christus gedoen en geleer het op grond van sy handelinge, en wat die Heilige Gees gedoen het, en vandag nog doen op grond van handelinge. En dit maak dat hierdie sommetjie 1 + 1 + 1 is gelyk aan 1 sommetjie is, wat glad nie sin maak nie. Want ons kyk na God die Vader, hy het geskep, hy is die God van dissipline, hy is die God wat verantwoordelikheid vat, en vra vir ons, en aanspreeklikheid. Ons vergeet ook dat hy Vader is. Ons kyk na Jesus Christus, wat vir ons gebore is, wat vir ons kom leer het wat liefde is, wat so lief was vir ons, dat hy vir ons gesterf het, en die grootste prys betaal het, sodat hy vrygekoop kan word. En ons kyk na die werking van die Heilige Gees,
wat kragtadig gekom het in die vorm van 'n stormwind en tonge vuur wat op die apostels neergedaal het. En die krisis wat ons het vandag, om te sê, maar jy's nie werklik 'n bekeerde, of 'n nuwe bekeerde, as jy nie in tale praat, of jy die charisma, die gawes van die Gees, is in jou sigbaar nie. Want ons bly kyk na die handelinge van die drie-eenheid. En vir party van ons is God die belangriker een, party van ons is Christus die belangriker een, partykeer is die Heilige Gees die belangriker een. En dit maak dat ons onder hierdie ongelooflike stremming sit. Want ons wil die Heilige Gees so graag verstaan, maar ons is beperk op die manier wat ons die Heilige Gees verstaan. Ek het noudag 'n interessante ding gelees, en die artikel het daaroor gegaan om te sê, deur die doop word ons ingesluit in 'n verhouding met God. Deur die nagmaal word ons deel gemaak van 'n verhouding met God in sy totaliteit. En ek wil nou aanhaal uit die geloofsbelijdenis van Nicea wat sê, ons almal glo in een God. So ons fokus so baie keer op die drie, dat ons die een verloor. En dan maak jy soms die sommetjie van 1 + 1 + 1 is gelyk aan 1, glad nie vir ons sin nie, want ons fokus op een van die drie eenhede van die drie-eenheid. Die oplossing lê daarin, dat ons gaan kyk na die verhouding wat daar tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is. En dis hoekom ek net in my gebed, het ek die vers uit 2 Korintiërs 13 vers 13 gebid. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Dis 'n seënuitspraak wat Paulus maak in die vroeë kerk om die eenheid van die drie-eenheid sterk klem daarop te lê. En die vraag is, hoe werk hierdie drie-eenheid? En om dit te vra, moet ons miskien vir 'n oomblik terugstaan, en ek wil 'n paar snaakse woorde gebruik vanmôre, en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik daaroor dink. Ons God is 'n sosiale God. Want hy staan maklik in 'n sosiale verhouding met al drie sy wesens. Al drie die wesens, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, was voor die skepping al daar gewees. En dis 'n onselfsugtige verhouding, dis 'n opofferende verhouding met ongelooflik deernis, waar die Heilige Gees en Jesus teruggestaan het en God sigbaar geword het in die skepping en in die Ou Testament en die manier waarop mense vanuit heidendom God leer ken het. Die fokus was op God Vader gewees, die fokus was op die God van Ou Testament gewees. En ons kyk baie keer daai beeld mis om net die streng God te sien. Dis ook 'n liefdevolle Vader, want dis wat Paulus sê, die liefde van God, die liefde van ons Vader wat lief is vir ons, wat ons wil deel maak. Hy is nie 'n God wat voorwaardelik lief het nie. Ek sal vir jou lief wees as jy nie sonde doen nie. Dis 'n volwaardige liefde. En dan met die geboorte van Christus het God die Vader en God die Heilige Gees teruggestaan en die fokus het geval op die Heilige Seun Jesus Christus, wat vir ons gesterf is, wat vir ons gebore is, wat vir ons kom leer het hoe om te lewe, sodat ons God, drie-eenheid, kan verstaan, die een God kan verstaan. En toe Jesus sterf, toe het God die Vader teruggestaan en God die Seun het teruggestaan, sodat die fokus op God die Heilige Gees, waar ons hierdie afgelope Pinkstertyd mekaar baie gepraat het, en die werking daarvan. Dit is 'n inklusiewe verhouding, waar die drie omgee vir mekaar, daar's liefde, daar's selfopoffering, want hulle staan terug, daar's geen grense nie, dit is 'n volwaardige liefde in 'n sosiale omgewing, tussen God en God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En die vraag is, hoe lyk dit vandag? Want dit bly nog steeds hierdie ongelooflike moeilike sommetjie van 1 + 1 + 1 is gelyk aan 1. En dit is nie hoe die sommetjie lyk nie. Dis 1 maal 1 maal 1 is gelyk aan 1. Dis niks meer, niks minder as dit nie. En om dit vanmôre vir ons so mooi saam te vat en te verduidelik, wil ek vanmôre
'n pragtige simbool vir julle wys. Die ortodokse kerke gebruik die simbool. Die Rooms-Katolieke kerk gebruik die simbool. En dis die manier hoe alle gebede in die liturgiese kerke, hulle begin met God, drie eenheid. En dit was my vreemd, want ek het in 'n NGH groot geword, ek het 'n Rooms-Katolieke vriend gehad, maar nou nie daaroor nie. Op 'n stadium, toe het die kinders in gimnastiek deelgeneem in Servië, in die Balkanstate. En toe ons in Servië kom, die Servisch-Ortodokse kerk is groot, hy's oud. Dis 'n pragtige kerk met sy ontstaan direk van Konstantinopel af, direk van die split tussen die Rooms-Katolieke kerk en die Ortodokse kerke. En hierdie Servisch-Ortodokse kerk het baie sterk simbole. En ek het nie regtig verstaan wat dit beteken nie. Tot ons gasheer, ouer Raiko, het ons een Sondag genooi vir middagete by sy ma se huis in. Wat 'n lieflike belewenis. Ons was in 'n huis gewees. Dit is daai tipiese Serviese huise waar jy so met trappies afgaan en jy kom kombuis en die spens onder, die deel van die spens is onder die grond waar alles vasgevries is en koud gehou word natuurlik. En dan gaan jy op sulke trappies op na die eetkamer, sitkamer toe. Ons kuier verskriklik lekker met hulle. Maar wat gebeur is, die Serviese samelewing is nog bietjie meer konservatief. So die mans kuier saam, die vrouens kuier saam en saam met die vrouens kuier die kinders. Maar wat onmiddellik toe gebeur, ek en Raiko sit lekker gesels. Sonja en sy vrou Sonja kuier rondom hulle saam en die kinders is by ouma in die kombuis. En hierdie ouma was 'n dierbare mens. Sy herinner my aan my skoonma. Sy sit met die kinders in gesels terwyl sy besig is om 'n koek te versier en pudding vir ons te maak. En sy praat vlot in Servies met hulle asof sy jare al met hulle familie is. En hulle praat in suiwer Afrikaans terug met haar en dis net 'n lekker kuier. En sy druk hulle, en sy gaan haal vir hulle koper lekkers wat sy self gemaak het uit die spens uit. Wat 'n wonderlik, en ons kuier lekker. En die middag toe ons gaan, toe kom die ou, toe ons afkom van die eetkamer af, toe gaan staan die ouma onder die trappe. En sy vat elkeen van die kinders, en Raiko staan langs my. En sy begin die gebed. Sy vat aan haar kop, en dan vat sy aan die kind se kop. En so ver soos sy bid, vertaal Raiko die gebed. En sy sê vir Anja, ons jongste enetjie, God die Vader het jou so pragtige kind gemaak. Hy het jou so spesiaal uniek gemaak. Kyk hoe wonderlik is jy. Jy voel sommer soos my kleinkind. Mag God Vader jou seën. Toe gaan sy van die skouer af. En Jesus Christus wat vir jou gesterf het, dit vir jou moontlik gemaak, dat jy sonder vrees kan lewe. Lewe sonder vrees, my kind. Geniet die lewe. Onthou waarvan af jy kom. En toe praat sy oor die Heilige Gees, wat vir jou soveel gawes gegee het, dat jy so pragtige kind vir jou male kan wees. En vir elkeen bid sy hierdie ongelooflike, intensiewe gebed, so spesiaal, so gebaseer, alhoewel sy die kinders die oggend leer ken het. Bid sy daai middagse gebed waar hulle karakter voor God uitgebeeld word. Ek staan daar, ek het so 'n knop in my keel, ek kan nie sluk nie, my oë is vol trane. En ek besef dat daar 'n ware konneksie is. So in die vervolg, as ons mekaar vra en ons sê vir mekaar, hoe werk God drie eenheid? Jy is deel van 'n gesin. En 'n gesin wat regtig goed funksioneer, hulle is lief vir mekaar. Hulle is nie selfsugtig nie. Hulle is selfopofferend vir mekaar. Daar's nie grense nie. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons hoe God wil hê ons moet in die drie eenheid inkom, want hy het my geskape na sy beeld. En omdat hy my na sy beeld geskaap het, het hy my geskape na die beeld van Vader, Seun en Heilige Gees. Een God. Hy het my geskape om in 'n heilige verhouding met al drie te staan. En toe die skepping gekom, en die skepping het met die sondeval van Adam en Eva ons verhoudings gaan staan en kompliseer. Want toe het leuns deel geword van ons verhouding. Eie gerigtigheid en eie belang het deel geword van haar. Daai ding om self opofferend te wees, het heeltemal verlore gegaan. En deur die proses van daai oomblik af probeer God, die Vader van die Ou Testament, Jesus Christus, die God van die Nuwe Testament, en God die Heilige Gees, die God van die na-Nuwe Testamentêre tyd, wil ons die hele tyd bly leer hoe dat ons terugkom in hierdie verhouding, hierdie heilige verhouding met God drie eenheid.
As jy vanmôre vir jou 'n vraag mag vra, wat een van die drie eenheid is vir jou die belangrikste? En dan my vraag is jy nie verkeerd nie? En dan vanmôre vra, die een wat vir jou die belangrikste is, ken jy die beste? Maar sit net neer, as jy God die Vader die beste ken, sit hom net neer vir hom en leer Jesus Christus ken, en leer God die Heilige Gees ken. Dieselfde met Jesus Christus, leer God die Vader van die Ou Testament ken, nie die kwaai God vir wie jy bang is, maar die ware God wat so lief gehad het dat hy geskep het, en leer God die Heilige Gees ken. En as jy gefokus is op 'n belewenis godsdiens, waar God die Heilige Gees die heeltyd voorfunksioneer in jou lewe, is dit lekker luks, maar dis ook lui. Want die Gees het my so gevoel, hoekom sal ek moeite maak met die woord? Hoekom sal ek moeite maak met God van waarheid en met Christus van waarheid? Mag God ons seën, dat God drie eenheid, nie in sy werking aan my bekend word nie, maar in sy verhouding aan my bekend word. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre dit kan hoor, maak dit deel van my sisteem. Amen. Mag jy in hierdie week ingaan, mag jy die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees beleef, wat in elkeen van ons is. Amen.